Goed. Kom ons begin dan, 1 Korintiërs 14, vanaf vers 1. Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlei sodat die gemeente stigting kan ontvang. Maar nou broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle spreek, of deur 'n openbaring, of deur kennis, of deur profesie, of deur lering nie? Net soos met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of siter gespeel word? Want as die versuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog? Net so julle ook. As julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. Daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitkry. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy met die plek van 'n onkundige inneem? Amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie. Want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. Ek dank my God dat ek meer tale spreek as julle almal. Maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrig, as 10.000 woorde in 'n taal. Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid, en wees volwassenes in die verstand. In die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. As die hele gemeente dan saam vergader het, en hulle sou almal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie. Maar as almal profeteer en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheime van sy hart aan die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Ons lees net tot sover. Kan nie ook wanneer laas was nie, is mense om oud te word. Ek weet laas het ek die dingetjies die mekaar gekrap hier, vir die manne, het hulle elektroniese goedjies. Ek sal probeer om nie die goedjies per dag die mekaar te krap nie, maar as my om nie saam julle te wees. Ja, ons het geleentheid gehad om die 1 Junie het ons geleentheid gehad om af te reis Pakkersdorp toe die kerk het daar wat ons begin het in 2009, hulle het hulle gebou hier ingewy. En so ons kon saam met hulle daar verkeer. Ons het Brian en Sarah Kruin gesien en 'n hele paar van die persone wat julle daar ken, ook vir Pieter en Celia, kon ons bietjie met hulle ontmoet, 'n bietjie gesels met hulle. Het gaan goed met hulle, hulle is in 'n Afrikaanse gemeente daar, maar 'n Bybelse gemeente. So
So hulle het nog nie afvallig geword nie. Maar ons dit moet seker maak dat hulle nog die ability. Maar kon so bietjie met hulle gesels. Dit is lekker om hulle te sien en al die mense daar. En Makkelsdorp is nou in sy geboukie en ons is dankbaar vir die Here se versiering daar. En dan ja, Parel, ons het verlede week het ons so 'n saamtrek gehad van Paalvallei, die gemeente daar in die dorp en dan ook van die gemeentes in die strand in Stellenbosch. En ons het mense wat ons moes 'n saaltjie hier, want ons het nou nie 'n plekkie, ons plekkie is maar bitter klein. Maar ons het so oor die 170 mense daar gehad, Sondag aand glo in die reën en alles. En die Meijer daar gepreek vir ons. Dit was lekker geweest. Ek het nog gedink toe daar sit vir 'n volgende geleentheid as ons weer so iets het, dan kan ons altyd julle nooi ook te kom, maar hopelik nie in die winter nie, want ja, ek het gedog toe ons die program optrek, Parel was so skrikkelik warm dat ons maar liewers in die somer in die winter al by mekaar kom, was wel diep in die winter, was al te diep geweest. Maar 170 mense het dan toe die kans gevat om te kom, en dit was lekker geweest, gemeenskap daar te kom saam te geniet. Maar dankie vir julle gebede en vir julle ondersteuning, ons waardeer wat julle vir ons doen. Sondag aand na die diens het persoon ook die Here aangeneem. Een van ons mans kom met hom gesels en hy het begeerte gehad om te bekeer en hy het na die Here toe gekom en ons is dankbaar daarvoor. Daar die Parel, ook is hy vanoggend in die diens daar. Alfons Okas is die pastoor daar onder in Makkelsdorp en sy vrou was hier vir die naweek. Ons het so 'n spesiale Bybelskool sessies gehad gister. Bietjie geleer oor prediking en dan ook die pastoor vrou se rol, wat haar rol is. En ons kon dit gister doen en so hy het afgekom met sy vrou Samantha en hy preek vanoggend in Parel en so hy is daar vanoggend. Maar as ek vir ons om hierdie te wees saam met julle, so weer is dankie vir julle gebede en julle ondersteuning. Ons het laas keer gepraat oor in 1 Korintiërs 14 oor die uitnemendheid van profesie bo die vertaler, as ek kan onthou, verse 1b tot 19. En so vanoggend gaan ons kyk na vers 20b tot 25. En ons gaan kyk vanoggend na die ware doel van tale. Kom ons bid dit eers saam. Ken jy jou vriend? Sy naam is EJ, né? As ek wat jy gesê het? Dis EJ. EJ, ja. Ons gaan sommer vir hom dan bid. Vader, ons loof en prys U. En ons is dankbaar vir die voorreg weer eens wat ons het om die skrif te open. En vra dat die Heilige Gees ons sal leer en sal lei. En dan daardie bedoeling wat die Heilige Gees gehad het oorspronklik toe hierdie woord gegee deur die Heilige Gees aan die skrywer. Ons bid en vra dat daardie doel duidelik gemaak sal word, eenvoudig, maar ook dat hierdie prediker sal help vanoggend om dit akkuraat oor te dra, sodat elkeen kan verstaan wat hierdie teksgedeelte vir die bedoeling van hierdie teksgedeelte. Ons wil ook net die Here dat hy ons genade sal gee om te kan verstaan nie, maar ook Here dat hy ons sal help om te kan doen. Ons wil ook Here vir Kenny se vriend bid, dankie dat sy uitreik Here ten spyte van die hardheid van sy hart. En ons bid verder dat U sy hart sal sag maak en Here die finale oortuiging sal bring in sy hart, Here, dat hy reg moet maak met U, dat U sy siel sal red. Ons bid Here dat U vir hom goeie sorg sal gee in die laaste dae op hierdie aarde. Maar Here, meer as dit, bid ons Here dat hy sy vertroue in U sal plaas as sy verlosser en saligmaker. So bid ons vir hom dan volgende. Ons vra nou seëning daar oor die woord en vra dat U ons sal bemoedig het in die teksgedeelte. Bid en vra in Jesus naam. Amen. So ons kyk dan volgende na die ware doel van tale. As ek dit hier in so 'n bietjie agtergrond kan gee. En dan hopelik gaan ons dan binne in die teks dan volgende. In die teksgedeelte wys Paulus ons die ware rede waarom tale gegee is. Daar's baie verwarring rondom hierdie onderwerp natuurlik, maar hier gaan Paulus so 'n paar dingetjies opklaar vanoggend, sover die ware doel van tale dan. Die Korintiërs het nie die ware geestelike gawe van tale beoefen nie. So, ek sê dit maar op. Eerstens lê dit meer, en as ek probeer dit bewys uit
die teks uit vanoggend. Hulle was alles behalwe geesvervuld. As jy hierdie kerk of hierdie boek lees, dan sal jy sien hierdie was 'n kerk wat meeste van hulle was in die vlees gewees. Hulle het die Heilige Gees se werking in hulle kerk bedroef en geblus deur hulle liefdeloosheid en hulle vleeslike optrede. Wat die Korintiërs wel beoefen het, was 'n nagemaakte, onegte vorm van 'n wartaal, wat deel gevorm het van hulle kultuurgebruike, om in aanraking te kom met hulle gode. Die kerk was dus onder invloed van die kultuurgebruike van hulle tyd, en die gebruik van 'n wartaal misverstaan vir die ware geestelike gawe van erkende taal. Ons weet hoe maklik dat kan gebeur. Baie mense is nie gered nie, maar hulle bid en hulle dink hulle bid. Hulle gebede rig hulle tot God, maar hulle word mislei deur die idee dat hulle dalk in 'n verhouding is met die Here, maar nie werklik gered is nie of bekeer het nie. So dis baie maklik dat jy jouself kan mislei. Ons het daai vermoë om onsself te mislei, omdat ons harte bedrieglik is. Satan natuurlik, die vyand van God en sy kerk, het die geleentheid aangegryp om hierdie kerk te mislei, en so sal hy elke geleentheid aangryp in ons eie lewens, ook in ons gemeentes, om te mislei, want dit is sy werk, dit is sy natuur. Satan is die vader van leuns en misleiding, en was besig om 'n nagemaakte, onegte gebruik voort te hou as die ware Jakob, om sodoende die kerk op Korinthe te vernietig. En dit is sy doel. Deur dwaalleer wil hy vernietig. Terwyl Christus se doel is om sy kerk te bou, is Satan se plan om die kerk af te breek. Ware geestelike gawes is gegee om die kerk op te bou en te stig. En dit is geen wonder dat Satan die Korintiërs mislei het met 'n nagemaakte gawe die ons sodoende God se werk af te breek. Nou vriende, daar is wel ware geestelike gawes. Die ware geestelike gawe van tale het bestaan en is waar. Die gawe was gemanifesteer in Handelinge 2. En Paulus gee nou die ware doel van tale, soos beoefen deur die Nuwe Testament kerk in Handelinge 2 hier. Die Korintiërs moes hierdie ware doel besef. En vir dit het hulle 3 dinge nodig gehad. Ja, vriende, ek kan net tot 3 tel hierdie eens. Nou, wat is nodig dan vir die beoefening van gawes? God gee geestelike gawes aan sy kinders. Wanneer ons gered word, gee gawes, en daai gawes, soos ons daardie gawes ontdek en daardie gawes beoefen, ontwikkel daardie gawes, maar daar is dinge nodig vir ons om ons gawes reg aan te wend. Want omdat ons sondaars is en selfsugtig is, kan ons baie maklik ons gawes verkeerdelik aanwend, met 'n verkeerde motief. En ons sien dit ongelukkig baie vandag natuurlik ook steeds in mense se lewens. En Paulus gee dan 3 dinge wat nodig is vir ons wanneer ons gawes beoefen. Natuurlik praat hy hier spesifiek van die gawe van tale, maar ek praat nou in 'n sin dan meer algemeen vir ons, wat nodig is vir die beoefening van geestelike tale. Eerstens, wat nodig is vir die beoefening van geestelike tale is, dat die Korintiërs het 'n volwasse verstand nodig gehad in vers 20. Kyk mooi die teks daar, broers en susters. Hy sê dan in vers 20, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwasse in die verstand. Dis duidelike instruksie wat Paulus gee, 'n bevel wat hy gee. Paulus se bevel hier eerstens was teen geestelike onkunde sover kennis van God. Hy sê, broeders, moenie kinders wees nie. Die skrifte bemoedig ons om soos kinders te wees in die geloof, ja. Maar dit beteken nie dat ons moet kinderagtig wees in die geloof. En dit is waar die Korintiërs hulle self gevind het. Die Korintiërs het hulle self beskou as wys, gevorder en geleerd. Natuurlik, ons weet dat die Grieke het geroem in hulle kennis op daai stadium. Maar wanneer dit by geestelike waarhede gekom het, was hulle alles behalwe wys. Hulle het dalk menslike wysheid gehad, hulle het dalk kennis gehad, dalk ondervinding gehad, maar hulle was babas in die geloof. En dit is moontlik dat 'n persoon
wysheid kan hê, die wysheid wat ons vind in boeke natuurlik, buitekant die Bybel, slim geleerde persone, maar tog babas kan wees sover die geloof. God wil sy kinders sien groei. Hy wil ons nie in geestelike onkunde hou nie. As ek dit so kan illustreer, JP het 'n babatjie, daai seentjie is oulik, reg JP, en dit is wonderlik hoe hy julle vermaak. Maar as hy op ouderdom 2 of 3 of 4 jaar oud nog steeds, of ouderdom 5 jaar oud nog steeds nie kan praat nie, dan sal jy bekommerd word as 'n pa, is dit nie? Jou begeerte is om jou kind te geniet in die verskillende fases van sy groei, en te sien dat hierdie kind natuurlik opgroei en volwasse word, en toegerus kan word om die lewe te kan hanteer. Elke pa wil sien dat sy kinders groei, elke ouer wil sien sy kinders groei, en toeneem in dinge. En net so ons hemelse Vader, God is ons Vader, ons is sy kinders, en hy wil nie ons met geestelike babas bly nie. Hy red ons, ons word weergebore in die familie van God, en daarom gee hy vir ons verskillende middele waardeur ons kan groei. Die middel wat hy ons gee, die 2 agente wat aktief werk in ons lewens, is die woord van God en die gees van God, om ons te help om te groei. En by dit gee hy vir ons 'n familie, die familie van God, wat ons kan help verder om te kan groei. Dis hoekom ons Sondag by mekaar kom, Woensdaande by mekaar kom. Dis hoekom ons mekaar bid, dat ons bid vir groei. In Efesiërs 4 sê Paulus aan die Efesiërs, sodat ons nie weer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleep om lustiglik tot dwaling te bring nie. En dit is waar die Korintiërs was. Hulle was meegesleer deur hulle kultuurinvloede, deur die agtergrond, en hulle hierdie dinge het hulle gebring tot dwaling. En Paulus is besig om hierdie dinge nou reg te stel in hierdie gemeente in. 2 Petrus, skryf Petrus aan die Joodse gelowiges, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en saligmaker Jesus Christus. So, dit gee vir ons die idee dat ja, die verantwoordelikheid berus op die leierskap om die lering te gee, maar daar is ook 'n verantwoordelikheid by die gemeente lid self om toe te neem in genade en kennis. Dit is nie eksklusief die pastoor se werk om ons te laat groei nie. Ons maak nat, ons voed, maar jy moet die geestelike kos inneem. So ons sien Paulus se bevel dan was teen geestelike onkunde sover kennis van God. God wil hê jy moet toeneem in jou kennis van hom. Dit is wat 'n verhouding is nie. 'n Verhouding is daardie ding wat spesiaal is tussen jou en daardie spesifieke persoon. Daar's ietsie spesiaals tussen Pieter en Alta. As dit nie so nie, daar's ietsie spesiaals in hulle. Daar's dinge wat ons nie weet van hulle nie. Daar's goedjies wat hulle doen en sê en fluister wat spesiaal is. Daar's 'n kennis wat hulle het van mekaar wat dieper is as algemene kennis. Daar's ietsie spesiaals. En dit is wat ons behoort na te jaag van ons verhouding met ons Here. En ons dit begin natuurlik met die woord van God, waar ons groei in ons algemene kennis, waar in gebed leer hy ons en lei hy ons en ontwikkel daardie spesiale verhouding. En ons kan fluister, of ons kan uitskree, of ons kan uitroep. Daar's tye wat ons fluister, maar daar's tye wat ons ook skree, Elta. Want Pieter nie luister nie. Maar die doel hier is, die punt hier is wat ek probeer maak is, God stel belang om sy kinders te groei. As jy nie bly nie, dat hy nie wil hê ons met babas bly nie, dat hy 'n belangstel in jou, intens belangstel in jou, en jou wil groei. Prys die Here daarvoor. En dat hy soveel middele vir ons beskikbaar gemaak het. Ons ry verby die R300 hier, en dan sien ek hierdie groot pakhuis, massiewe pakhuis, toe hulle dit begin bou, tegen hulle ding, hulle gaan 'n vliegtuie bou, hier by aan die linkerkant, in Checkers en Shoprite. Massiewe pakhuis, om die Weskaap te voed. Ek weet nie wat die nasie voed, lyk wel die wêreld voed daar in elk geval. God het 'n pakhuis.
En dis vol van sy genade, elke dag om ons te help, om te groei. Ons moet die moeite maak, ons moet ons lorries optrek elke oggend en laai. Tyd spandeer, net geniet wat hy vir ons het, want hy wil ons laat groei. Sy bevel was dan teen geestelike onkunde, maar sy bevel was ook vir geestelike onkunde sover boosheid. Hy sê, maar wees kinders in die boosheid, sê hy daar, en wees volwasse in die verstand. Ongelukkig was die Korintiërs nie onskuldig sover boosheid betref nie. Inteendeel, hulle het amper al die werke van die vlees gemanifesteer. Galasiërs gee ons die lys daarvan. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, en dan twis. Daar was twis in hierdie gemeente. Daar was jaloesie, hulle gekompeteer met mekaar met hulle gawes. Toornigheid, daar was daar ywer, tweedrag, hierdie kerk het tweedrag geken. Sommige was van Paulus, sommige van Kefas. En so was hierdie kerk verdeel gewees, daar was afguns. Paulus wou hê dat hulle moes ophou om soos kinders te dink. Hulle moes anders dink, want let op, hy verwys na die verstand. Kan jy sien daar? Wees kinders in die boosheid, maar wees volwasse in die verstand, sê Paulus. In 'n mate van Paulus hulle, soos ons hier in die Kaap sê, ek weet nie of hulle hier in Tygerberg sê, maar hy vat hulle in die gesig, is dit so? Op 'n baie slim manier. Hulle moes anders dink. Hulle het gedink hulle is hierdie wyse, geleerde, gevorderde, gesofistikeerde persone, maar hulle moes volwasse word in die verstand. Hy sê daarso, wees volwasse in die verstand. Vriende, om die Christen lewe effektief te lei, moet ons verstand ook betrokke wees. Ons kan nie ons Christen lewe lei en gebaseer op ons gevoelens nie, gedryf deur ons emosies nie. Ek sien ons moet gevoelloos wees, maar ons moet ons verstand gebruik. Ons tree nie op sonder om te dink nie. Dit is dwaas, dit is onwys. Ons word nie regeer deur invloede van binne soos ons vlees en ons emosies nie, want dit is nie betroubaar nie. My emosies is nie betroubaar nie. Vir een oomblik kan ek daar wees na bo in my emosies, en dan kan ek onmiddellik nuus ontvang en dan sê ek weer na onder. Dis iets wat ek kan vertrou nie. Of die invloede van buite, die kultuur is inhoudend besig om te verander en druk te plaas op ons om te verander, is dit nie? Ons kan nie dit wat die kultuur sê of wat polities korrek is moet volg as gelowiges nie. Net omdat ons in hierdie tyd lewe, is daar nou sekere dinge wat van ons verwag word, sekere van ons sogenaamde slim mense probeer vir ons sekere dinge sê, sover ouerskap, sover die huwelik betref, sover verhoudings betref. En dan moet ons inkoop by dit, en die kerk moet aanpas by dit. Die kultuur druk waar ons verkeer nie. Ons moet dinge doen volgens die woord van God. Ek sal altyd 'n bietjie daarby kom. Maar om op te tree sonder om dinge deeglik deur te dink, is om soos 'n kind te wees, ons klein kinders aan die huis. Hulle dink nie voor hulle sê nie voor hulle dink nie, sommige kere kry hulle werklik op as 'n siene wees. En dan ook as jy nee, is nou tyd vir om huis toe te gaan. Bly hulle is hier, maar dit is dwaas as ons dinge doen sonder om te dink. En sommige kere sê ons het hierdie ding gedoen, maar ek het nie gedink daaroor. In elk geval, ons het nie gedink oor die gevolge baie keer. Paulus wil die Korintiërs volwasse in hulle geloof. Dit is sy begeerte. Dit is elke opregte pastoorse gemeente se begeerte is om sy medebroers en susters te help met hulle groei. En dis hoekom hy sy tyd insit in gebed. Sy tyd insit om boodskappe voor te berei. Ure te spandeer om voor te berei. Want ons wil ons broers en susters help en hulle te bring waar hulle kan groei en geestelik volwasse kan word in die Here. Wees dan, hulle het
Kyk saam met die verse 21 deur 22, daar's twee dinge, 'n tweede ding wat hulle nodig gehad het, hulle het 'n Bybelse basis nodig gehad. 'n Bybelse basis nodig gehad. In vers 21 sien ons, sê Paulus, in die wet is geskrywe. Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Interessant, dit sê dan, en ook so sal hulle na my nie luister nie. Interessant dat Paulus hierdie vers aan die Korintiërs gee nou. Maar dit was gegee om hulle te kan verstaan dat tale was gegee vir ongelowige Israel. Dis hoekom hy verwys hier na die wet. Hy quoteer Jesaja 28 vers 11 hier wat sê, ja, hy sal deur lippe wat akkel en deur 'n vervreemde tong met hierdie volk spreek. En so Paulus gaan nou terug in die Ou Testament en hy gee 'n Bybelse basis vir waarom tale gegee is, en dit hou verband natuurlik met die Joodse gedagte. In die wet verwys gesê na die Joodse Ou Testament skrifte. Die wet was gegee aan Israel. Die wet was nie gegee aan die kerk nie, aan die heidene nie. Wanneer ons die Bybel interpreteer, moet ons verstaan dat moet ons die vraag vra met wie word hier gepraat. So wanneer ek die Ou Testament lees of die Nuwe Testament lees, dan moet ek vra met wie word daar gepraat. Een van die vrae wat ons vra wanneer ons Bybelstudie doen. So die Bybel praat met 3 tipe persone. Natuurlik praat hy met Israel of die Jode. Daar sekere gedeeltes wat gegee is aan Israel, wat nie vir die kerk is nie. Die kerk is nie nuwe Israel nie. Of Israel nie, jammer. En dan is daar gedeeltes wat gegee is aan die kerk, die Nuwe Testament kerk. Duidelik sekere briewe was geskryf, die brief op Korintiërs byvoorbeeld, was geskrywe aan 'n Nuwe Testament gemeente. Dit is nie geskrywe aan die Jode nie, aan Israel spesifiek nie, maar aan die Nuwe Testament kerk. Ons verstaan die Nuwe Testament kerk bestaan uit Jode en nie Jode, dis dat ek net daai punt moet maak. Maar byvoorbeeld, daar was nooit 'n opdrag gegee aan Adam om gedoop te word nie, as julle verstaan wat ek probeer sê. So daar's duidelik dan gedeeltes wat ons moet dink daaroor met wie praat die skrywer en dan dit korrek interpreteer, as ons gaan akkuraat wees. En dan is daar gedeeltes wat gegee is aan die ongeredde persoon wat die Here nog nie ken nie. Johannes 3 vers 16 is 'n teks wat ons gebruik baie keer net om die ongeredde persoon te help van God se liefde en die feit dat God belangstel in 'n persoon om hom te red, dat dit tot bekering moet kom. Romeine 3, die teksgedeeltes daar gebruik ons om die persoon te laat verstaan sy toestand voor die Here. Almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So as gelowiges moet ons kennis neem dan dat daar onderskeid is sover sekere gedeeltes van die skrifte wanneer ons gaan interpreteer. Ons kan leer van al die skrif, van die hele skrif. Want die hele skrif is deur God ingegee. Maar daar sekere gedeeltes wat nie vir ons geskrywe is as heidense Christene, wat duidelik gegee is aan Israel. En ons moet daai onderskeid maak wanneer ons interpreteer. En Paulus neem nou die Korintiërs na die Bybelse basis van die Ou Testament vir die ware doel van tale. Dit was gegee aan ongelowige Jode. Let op in vers 22. Tale is dis nie 'n teken vir gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie is egter nie vir die ongelowiges nie, maar vir gelowiges. Jesaja was natuurlik 'n profeet wie geprofeteer het eksklusief aan die Jode tydens die dispensasie van die wet. En as ek kan seker kyk na die video, so ek gee 'n bietjie huiswerk vir hom. As jy die video kyk, dan kan hy vir julle al hierdie aspekte uitdeel. Maar in kort dan die Ou Testament profete het eksklusief geprofeteer aan Israel en sekere instruksies gegee aan Israel wat en sover al die beloftes wat gekoppel was aan 'n land en 'n nasie, 'n spesifieke nasie.
En ons noem dit daai tydperk en noem ons dispensasies. En dan spesifiek Jesaja het gelewe in die dispensasie van die wet. Ons lewe vandag, dank die Here, in die dispensasie van genade. Ons is gered deur genade en ons word gehou deur genade. God se guns in ons lewens. Sien nie bly daaroor. So ons sien dat dit was gegee dan vir ongelowige Israel. Dit was gegee as 'n teken van oordeel. Jesaja 28 vers 11 was 'n waarskuwing van 'n komende oordeel van 'n vreemde nasie wat sou kom om Israel te beset as gevolg van hulle verwerping van God. So jy kan onthou dat Israel het God verwerp en hulle het hulle land verloor, het in ballingskap gegaan, hulle het afgoderry omhels en Jehovah God verwerp. En as gevolg van hierdie verwerping en die aanneming dan van afgode, het God dan hierdie oordeel oor hulle uitgespreek en die wyse waarop hierdie oordeel sou kom, sou wees deur vreemde nasies wat die land sou binnekom. Die Midianiete en die Persiese magte sou kom en hierdie mense sou vreemde taal praat, die taal sou vreemd wees vir hulle. Maar hierdie taal sou ook teken wees van oordeel. Wanneer hierdie soldate met hulle gepraat het in hierdie vreemde taal, het dit angs en vrees by die volk en die nasie ingeboesem. Het was 'n herinnering geweest dat God was besig om sy volk te dissiplineer as gevolg van hulle verwerping van die ware God. In die Ou Testament is daar verskeie waarskuwings van oordeel wat ook praat van 'n vreemde taal. In Jeremia 15 vers 15 sê die Bybel vir ons, kyk, ek bring julle oor julle 'n nasie van ver af. O huis van Israel, spreek die Here. 'n eeuoue nasie is dit, 'n nasie van ouds af. 'n nasie waarvan jy die taal nie ken nie en jy nie verstaan wat hulle praat nie. In Deuteronomium sê die Bybel vir ons, die Here sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg. 'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie. 'n nasie hart van aangesig, wat 'n gryshart nie ons sien nie, en waar seën geen genade het nie. En dit is inderdaad gebeur, dat as jy die Ou Testament lees, van hierdie nasies wat Israel gesê het, was breed. Hierdie vreemde onbekende taal was geken deur die Jode as 'n teken van oordeel, of sy herinnering gewees, soos hongersnood. As jy kan onthou in die Ou Testament, was ook 'n teken gewees van oordeel, wat God gebring het. En dit is dan wat Paulus gee as 'n skriftuurlike basis vir die ware doel van tale. Dit dien as teken van oordeel aan die ongelowige Jode. Dis hoekom dit gesien word en gebruik word in Handelinge 2, as jy kan verstaan, Handelinge 2 plaasgevind waar? In Israel self. En daar was hierdie teken dan van tale wat herinnering gewees van die verwerping van Jehovah God in die Ou Testament, maar nou in die nuwe dispensasie van genade was dit 'n teken van die verwerping van hulle Messias Jesus Christus. Die Nuwe Testament kerk van Korinthe moes verstaan, soos elke Nuwe Testament kerk heiliglik en in die toekoms, dat tale sou ophou wanneer dit sy doel bereik het. Dat om te profeteer is beter as tale, om te preek is beter as tale. Dat tale gegee was as teken van oordeel aan die Jode en dat hulle liewer die agape-liefde moes najag en die gebruik van profesie moes aanwend. En dat profesie was vir die gelowige, vir die kerk om te beoefen en nie dat ons tale moet beoefen nie. Maar dit is nie nodig nie, ons verstaan Afrikaans. Al is jy nie gered nie. Iets jy verstaan. Ek dink jy stuur vir hom nie, sê goed, jy seker Engels, ek weet nie of Afrikaans stuur, maar ek seker jy stuur Afrikaans vir hom. Nee. Maar ten minste ons verstaan Engels, bietjie Engels ook. Ons allemaal Afrikaans praat, en hulle binnenkort, hulle weet dit maar nie. In elk geval. So, dit is nie nodig om 'n taal te praat in ons kultuur nie. Hier waar ons woon nie. En as ons wel tale gebruik, dan is dit erkende tale. As ons Xhosa, Zulu, Venda persoon het, dan gebruik ons hulle taal, 'n erkende taal, nie 'n wartaal nie.
Die laaste gedeelte van vers 22 sê, die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. So dit is gegee as 'n teken van oordeel, en ons het 'n Bybelse basis nodig vir wanneer ons gawes beoefen vir die Here. Natuurlik hier binne die konteks praat Paulus spesifiek dan van tale, maar oor die algemeen vir ons wanneer ons gawes beoefen, moet dit wees binne die konteks van dit wat Bybels korrek is, natuurlik. En profesie natuurlik moet gebruik word binne die plaaslike gemeente. En 'n laaste wat hulle nodig gehad om die ware doel van tale te verstaan, hulle het 'n evangeliseringsperspektief nodig gehad. Vers 23 tot 25. Ek lees verse 23 en 25. Dus as die hele gemeente dan saam vergader het, soos ons vanoggend, en nou sou almal in tale spreek, dan kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat hulle kranksinnig is nie. So Paulus sê daar, vers 24, want as almal profeteer, en daar kom 'n ongelowige of onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is, en dit is wat verlede week, toe ons by mekaar gekom het in Parel. Want na die diens, kon jy sien met een van die manspaar daar wat besoek het, en van die ander mans het ook met hom gepraat, hulle het hom in die een kamer geneem, en hom verduidelik die weg van die saligheid, na die boodskap, wat Pastor wil gepreek het, en het die Here aangeneem, hy het 'n ware aanbidder geword. Maar as hulle met hom gepraat het in Xhosa, in Zulu, of 'n wartaal geweer, daar voor hom gepraat het heel tyd, sou jy gedink, hey, wat het hierdie mense gedrink? As dit nie? Paulus gebruik die woord kranksinnig. Dit is 'n mooi Afrikaans. Tale maak ons oneffektief sover sielewet of evangelisasie werk. As die hele gemeente dan saam vergader en hulle so almal in tale spreek en daar onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle sê dat dit kranksinnig. Daar getuienis van kranksinnigheid by die ongeredde. Voor ek gered was en ek hierdie mense gesien het, ek praat van my persoonlik, het ek gedink hierdie mense is hulle was koekoes gewees. Wat rondhardloop en rondval en goed is uiter. Kranksinnig, die woord kranksinnig beteken iemand wie nie by sy volle verstand is nie. En nou, Paulus speel op verstand, nie? Hulle het gepraat van dat hy ook wil hierdie Korintiërs verstandig wees, nou moet hulle verstand gebruik. Die verstand moet in rad wees, hy kan nie neutraal wees nie. Taal is beslis nie 'n meganisme vir evangelisasie nie. Dis wat Paulus sê, die ongeredde heiden se eerste indruk van iemand wie in taal praat is een van wie mal is. Een wat die kranksinnig is. En niemand wil bekend staan as die gemeente van kranksinnigheid nie. En as ons 'n bordjie uit die kant wil sit, wil hang dan. Die eerste kranksinnige baptiste gemeente van Tygerberg. Tog is dit die risiko wat baie kerke neem vandag. Is dit nie so nie? Sommige beoefen nog steeds hulle gawes op 'n manier sonder dat hulle verstand in rad is. Die ongeredde wêreld sien mense wie tale beoefen as kranksinnig. En dit sal hulle moeilik oortuig om saam met hulle kranksinnig te word. Want ons kan nie. Niemand wil by 'n kranksinnige organisasie aansluit nie. Ons probeer so ver moontlik wegbly van kranksinnige instituties en mense, is dit nie? Dit is ongemaklik vir ons. Hierteenoor, vriende, maak profesie ons effektief sover evangelisasie. Profesie bring oortuiging in die hart. Kyk na vers 24. Maar as almal profeteer en daar 'n ongelowige of onkundige binnekom, word hy deur almal oortuig. Daar sê God gebruik dan profesie dan, die prediking, die uiteensetting, die verkondiging van sy woord. En dit op wat doen die verkondiging van sy woord in eenvoudige Afrikaans dan. Dit oortuig, dit beoordeel, dit bring die geheime van hierdie persoon, die sondes van hierdie persoon aan die lig. Dis wat Paulus sê vir die Korintiërs. Die prediking van die woord van God in 'n verstaanbare taal bring oortuiging van sonde. En dit is hoekom ons sendelinge stuur en hoekom sendelinge
probeer om die taal te bemeester. Die Botans wat werk in die verre noorde, in die verre ooste van Rusland, binne 2 jaar het hulle die Russiese taal bemagtig. Juist met die doel om uit te kan gaan, om met die Russiese mense te kan praat, die evangelie te kan deel. Mark Blackwell, ek weet nie wat die ouderdom was, maar ek dink hy was al redelik in sy jare, dalk al 60 jaar, toe hy eers hierdie uitdaging, 40 jaar, het hy die uitdaging aanvaar om Afrikaans te praat. Ek is seker, toe hy dit begin praat, het ons gedink, hy is kranksinnig, ja. Ek hoop nie, hy is nie en Brian Crane ook in CERN sê na sessie, skakel op brein af, sê kan nie meer Afrikaans na sessie weet. Maar profesie bring oortuiging in die hart. Ek iets nou weer te doen, ja, maar dit is alles reg nie kom. Vooral mense, hier by. Maar ek gee vir julle laaste ene. Profesie bring aanbidding. Kyk saam met vers 5 en 7. Dit bring aanbidding. En so sal hy op sy aangesig aanval, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Aanbidding is die hoogste bevel van die mens. Dit is 'n onderwerp in sy eie natuurlik. En ons het nie vanoggend tyd oor nie, op die skerm tyd oor nie. Dit is fijn. Ek dink ook dat ek dit hier op die mekaar gemaak is. Hy is pre-PC. Profesie maak ons effektief, sover evangelisasie werk. Dit bring aanbidding voor God. As jy kan onthou in Johannes 4, waar Jesus met die Samaritaanse vrou gepraat het, het hy nie gesê ons spesifiek verwys dat ons dat die Vader Christus ook nie, maar die Vader is ook ware aanbidders. Wanneer 'n persoon werklik tot bekering kom, word hy aanbidder van God. En dis wat Paulus hierdie mense herinner. Dit is wat prediking, die verkondiging van die woord, 'n getuienis in eenvoudige taal, in die persoon se taal, bring. Hy verstaan die evangelie, die Heilige Gees oortuig hom dan in sy hart. Hy bekeer hom en hy word 'n ware aanbidder. En dit is wat die Vader soek. En dit is wat profesie bring. Dit is wat tale nie bring nie. Tale maak ons oneffektief, sover siele wen betref. So daar's 3 dinge wat nodig is wanneer ons gawes beoefen as Nuwe Testament gelowiges volgens. En so net 'n paar dingetjies wat ons kan oordink om af te sluit mee sover toepassing betref. Korintiërs was gered, hulle was geleer, maar hulle was steeds geestelike kinders. Die rede hiervoor was hulle het hulle emosies gevolg, sensasie nagejaag en die woord van God geïgnoreer en hulle self opgemaak in dwaalpraktyke. En is ongelukkig baie keer so vandag, mense soek sensasie. Mense word gedryf deur hulle emosies en hulle word maklik 'n prooi vir Satan en word maklik mislei omdat hulle die woord van God ignoreer of hulle baie keer stel hulle ervarings en hulle emosies gelyk aan die woord van God. En as Nuwe Testament gelowig is die woord van God ons autoriteit in alle sake rakende ons geloof. So daarom moet ons seker maak
dat ons 'n Bybelse basis het vir wat ons praktiseer as gelowiges. So as ek deel gaan hê aan die nagmaal, moet ek verstaan wat dit beteken en 'n Bybelse perspektief kan hê en 'n Bybelse antwoord kan hê hoekom ek deelneem aan die nagmaal. As ek as ek gaan praat oor die doop byvoorbeeld, dan moet ek verstaan wat dit is, wat dit behels. Hoekom ek hierdie stappe neem as gelowiges. En ons leer ons kinders van gebed, ons het 'n Bybelse perspektief nodig van die Heilige Gees. Ons moet, en dit beteken ons moet tyd neem, groei, 'n groeiproses. As jy ietsie plant in die grond in, dan vat dit tyd voor daar 'n vrug kan wees. Tyd moet verbygaan. En so, as ons gaan groei as gelowiges, neem dit tyd, maar ons moet tyd neem om in die woord van God te wees, as ons gaan groei, want die woord van God is saad, wat, as ons weet nie mekaar. So maak seker dat jy groei. Dan tweedens, maak seker dat jy nie net oud word nie, maar volwasse word as 'n Christen. En ek het dit gesteel van Warren Wiersbe. Hy sê, jy moet nie net oud word nie, maar word volwasse. Ons kan maande of jare selfs in 'n kerk sit en net oud word en nie volwasse word. En so, ek weet nie, as daar dinge waarin jy moet opgroei, ek weet, jy ken jou eie hart. Dan sal jy dit elke keer dit bekend, later soms, as ons daarop uitkom. Die Bybel is nie net vir sondae nie, vriende. Dit is brood vir elke dag. Ons eet brood elke dag. Mense sal nie net van brood lewe nie, maar van elke woord. En so ons moet elke dag tyd maak om te lees, te mediteer en dan dit te praktiseer. En so gaan ons groei en spiere bou as gelowiges. En dan laastens, maak seker dat jy evangelisasie perspektief behou in wat jy praktiseer as 'n Christen. Doen alles met die redding van ander rondom jou in gedagte. Onthou dat ons versigtig wees, vriende, om nie die evangelie boodskap te ondermyn deur dwaalleer nie of verkeerde optredes nie. So ons moet versigtig wees dat ons nie 'n struikelblok word vir die ongeredde persoon teen ons optrede. Of dit nou dwaalleer is of verkeerde optredes, onsensitief, onbeskof wees met mense nie. Ons moet sensitief wees en daar evangelisasie perspektief behou dat ons lig en sout kan wees vir 'n wêreld rondom ons wat in donkerte is en smaakloos is. Smaakloos lewe voor ons God en Vader, die ons genade gee. Dankie dat jy geluister het, dankie vir jou seën. Vader, dankie. U is goed en die woord is altyd goed, Here. Here, gee ons 'n hart om te luister, te hoor, en ons hart te doen. Help ons dat deur ons optrede, aksies, Here, dat ons mense daardeur kan wys na die Here Jesus Christus, na die kruis, na die hoop wat daar is in ons. En dan die geleentheid van die deur ook gaan help ons om ons monde te open en die liefde van Christus te verkondig aan 'n wêreld wat nie ken nie. Help ons om tyd te spandeer en 'n sterk Bybelse basis te hê vir ons geloof. Help ons om toe te neem in ons kennis en te groei dat ons volwasse kan wees in ons geloof. Gee ons daardie genade as U kinders. Ons is lief vir U. Help ons om te bly in die liefde van Christus. Ek bid dit vandag.